Goeiedag en welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God uitvat en dit tot ons lewe aanwend. Ons is hierdie week besig om te reis met die tema vrede. En wat beteken werklike vrede? Ek wil sê regte, egte vrede vir my en vir jou. Hoe lyk 'n lewe wat ons vreedsaam leef en wat leer die skrif ons daarvan? So wat is die verwagting van Christus ook? En ons het gister so 'n bietjie gejourney. Vandag is ons daar in Johannes 14 vers 27 en ek wil graag saam met jou lees. Hy sê: Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Dis nou Jesus wat aan die woord is. Hy sê, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle 'n geskenk wanneer ek weggaan. Vrede. Moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Jesus, wow, hy kom maak 'n belofte. Hy sê, ek maak 'n belofte. Hy sê, dit wat ek vir julle gaan los, is my vrede, maar hy praat ook van die Heilige Gees. So die Heilige Gees bring vrede voort in my en jou hart, in my en jou lewe. En Jesus kom sê hierso, as ons sy Gees ontvang, en saam met dit sy vrede, en ons leef in en deur sy Gees, met ander woorde, ek wil sê, ek wandel saam met die Heilige Gees, hand aan hand, dan het ek sy vrede in my lewe, en dan is ek nie bekommerd oor die toekoms, dan is ek nie bekommerd oor finansiële probleme, en uitdagings, en fisies, en psigies, en liggaamlik, maak nie saak nie. Dit sê, dan is ek en jy nie konstant op 'n plek waar ons bekommerd is nie, want ons het die vrede van die Here. Nou, ek weet nie van jou nie, maar 2024 het vir my soos 'n warrelwind begin en toe 'n tornado geword. Ek kan nie glo ons is al verby helfte van die jaar nie en dit voel vir my ons verloor nie regtig spoed nie. Dit word net vinniger inteendeel. Maar ek dink soms leef ons so vinnig en dit so pas dat ons die vrede van die Here mis in die lewe van ons. Ek beleef soms los ons die hand van die Heilige Gees en dan beleef ons 'n stukkie angs en vrees en dalk ongemaklikheid in ons lewe oor dit wat vir my en vir jou voorlê in die toekoms. Maar Jesus kom sê die mooi woorde. Hy sê ek los vir julle geskenk wanneer ek weggaan. Vrede. Hy sê op 'n ander gedeelte, dit is goed vir julle dat ek gaan, want wat ek vir julle agterlos, die Heilige Gees, is belangriker as ek. So Jesus sê, hier is 'n geskenk in die vorm van die Heilige Gees. Hierdie is 'n geskenk van vrede. So as ek en jy wil vrede hê, dit is waar ons dit gaan kry. So dit kom van Jesus af. Vrede ontstaan nie in my nie. Vrede ontstaan nie in jou nie. Vrede ontstaan nie wanneer jy 'n bietjie ontspan langs die dam nie. Vrede ontstaan by Christus en sy Gees wat hy vir my en vir jou agterlos. So vandag meer as ooit het ek en jy nodig, as dit dalk die geval is dat ons iewers langs die pad, die Heilige Gees, wil ek sê, op die agtervoet gesit het of verby hom geleef het, dat ons hom vandag aan die hand vat en sê, ek kies om in en deur die Gees te wandel. Ek soek daai vrede wat U my gee. Maar meer as dit, ek soek net 'n nabyheid van die Here. En die produk daarvan is natuurlik vrede vir my en vir jou in ons lewe. Kom van hom af. So kom ons gaan soek dit by hom. Kom ons bid. Here, ons sê vir U dankie vir U Heilige Gees. Here, dis ons begeerte vandag om U net weer opnuut aan die hand te kom vat en sê, Here, ons wil saam met U hierdie pad stap. Ons wil hê U met ons lei en Here, as produk, ek wil sê as byproduk, as 'n stukkie ekstra, Here, kry ons hierdie ontsettende vrede wat U vir ons gee. Dankie vir vrede, Here, dankie vir U Gees, dankie dat U ons ondersteun, dat U 'n welbehae het vir ons, 'n liefde het vir ons. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy saam met ons vandag tyd spandeer het, en soos altyd, dankie dat jy like en die share en die klokkie druk en subscribe daar, as jy dalk op YouTube kyk, deel dit met jou familie, en dankie vir elke boodskap. Ons sien julle boodskappe, wat julle elke dag vir ons deel, en ons mense van reg oor die wêreld, dan wat vir ons boodskappe stuur, ons waardeer dit, en as jy ooit gebed nodig het, of wil uitreik na ons toe, ons is nie 'n gesigloose gemeente nie, is welkom, maak met ons kontak, en ons stap graag op pad saam met jou. Here seën jou, jy met 'n fantastiese dag. Ek sien môre. Totsiens.